Sunstone Roots se 2019 100% Shiraz vanuit die Wellington area is 'n ryk wyn. Net die wyn teen die koue, saam met ryk vleisgeregte, lamskenkel, beestert of selfs 'n sappige biefstuk. Nou, ek maak vandag 'n heerlike verouderde biefstuk met 'n broccoli, bulgurkoring en halloumi slaai as 'n bygereg. Nou, ek begin met die slaai as bykos want die biefstuk gaan ons eintlik vinnig en ons doen dit reg voor ons dit opdien later. Nou, die bulgurkoring maak jy net soos couscous sal maak in 'n glasbak met warm water of jy kan hom op die pot kook of in die pot kook. Nou, ek sit altyd kleefplastiek bo op, so bo oor die bak, dan stoom hy maklik gaar. En dan plaas ek dit nou natuurlik een kant terwyl ek die ander bestanddele doen. Dan begin ek met die ander bestanddele, soos ek braai die asperges, hier het ek dit al reeds hier langs my gedoen, die broccoli in 'n pan en jy kan so 2-3 eetlepels water bygooi net dat dit die hitte, saam met die hitte dit lekker gaar stoom. Dan braai jy die baba murgpampoentjies wat ek hier ook reeds gedoen het, sny dit in skywe opgesny, droog in die pan en die halloumi net met 'n bietjie botter ook in die pan en dan sny jy dit net in blokkies. Komkommer in skyfies gesny hier voor my. Dan is dit die rooi russies fyn opgesny ook en 'n bietjie vars knoffel, ground allspice speserye, dis 'n mengsel van 'n klomp speserye, opgekapte platblaar, petersilie en mint. Nou die geheim en die wonderbestanddeel in vandag se kos is die lemoensap of die lemoenskil, daai zest waarvan ons altyd praat, saam met 'n spatsel olyfolie of sesamieolie. So ek gaan gou begin net om vir julle te wys hoe ek die stappe doen. So ek gooi al hierdie klein bestanddele sommer net so direk in. Hierso is die speserye, hierso is die knoffel, die lemoenskil en dan so 'n hele handjie vol van hierdie en dan my petersilie en dan die lemoensap en die olyfolie. So al wat jy nou gaan doen, dit help net dat al die lekker fyn bestanddele so lekker deur die koring meng en dan sit ek laaste al die ander bestanddele by, maar wanneer ek terug is, gaan ek jou wys, dan kan jy sien hoe bitterlekker en pragtig hierdie kos lyk as ek hom nou klaar gemeng is. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. So net voor ek met die vleis begin, wil ek gou vir julle wys, ek het toe alles saam gemeng en kyk net hoe mooi lyk hierdie slaai. Al wat jy dan gedoen het, jy het al daai bestanddele wat ek genoem het, gevat en dan het jy dit nou net so lekker deurgemeng. En julle sal maar die prentjie moet imagine hoe proe dit. Nou, ek gebruik vandag 'n verouderde biefstuk. Jy kan enige snit gebruik wat by jou begroting of by jou sak pas. Die geheim lê in die heerlike geure wat ons by die vleis sit. Nou hier gebruik ek, en onthou die wenk waarvan ek altyd praat, is maak seker jou vleis is kamertemperatuur wanneer jy dit begin gaar maak. Nou jy gee dit met olyfolie, sout, peper en sout en dan braai jy dit volgens jou voorkeur in die pan, net soos ek hier reeds gedoen het. Nou net voordat jy die vleis uit die pan uithaal, dan voeg jy nou daai geurende knoffelbotter by. Nou ek het dit sommer self gemaak met 'n paar hoë gehalte bestanddele en eenvoudige instruksies. Kan jy 'n sagte, smaaklike biefstuk skep. Nou bedek met natuurlik die knoffelbotter. Nou al wat jy doen is jy meng ongesoute botter. Hier het ek die botter en smelt dit so bietjie net dat hy lekker sag is, opgekapte timie en vars knoffel en dan sommer net russie vlokkies. Saam deur die sagte botter en sit dit dan nou net terug in die yskas sodat hy net so klein bietjie beset en dan sodat dit weer bietjie ferm word eintlik. En dan lyk dit nou natuurlik so. Nou kom ons sit net dan nou so 2 eetlepels vol binne-in of so bo-op van dit gaan smelt. Ons wil natuurlik hê die geure. Okay, ek gebruik 3. En dan gaan jy dit net so bo oor die vleis smeer dat die geure daarin trek en dan net die dat dit in die warm pan is,
gaan hy nou lekker die botter verbruin en dit is waar die ekstra smaak is. En as dit so smel, dan maak jy net so 'n bietjie kant toe en dan gooi jy nou die laastes so bo-oor. En dan as die vleis gaar is, dan laat jy dit vir so 5 minute rus, hierso. So voor my het ek al reeds van dit gedoen, net sodat die vleisstappe weer terugtrek in die vleisspiere en so plaas jy dan nou net 'n laaste stukkie ekstra botter bo-op. Nou wanneer ek terug is, wys ek jou hoe dien ons hierdie heerlike bordkos op. Nou hierdie is nou 'n heerlike kosidee en maklike resep wat jy op baie verskillende maniere kan gebruik. Vir garnering gebruik ek net 'n stukkie ekstra van daai gegeurde botter en opgekapte graseie. Nou kom ons dien dadelik op. Al wat jy nou doen, ek gaan die borde ruil. Ek het al reeds hier begin. Jy vat nou natuurlik so, ek gebruik soms so 2 lepels en dan skep jy in die middel van die bord van hierdie heerlike geure en maak seker jy kry ietsie van alles bo-op en hier kort nou nog 'n so stukkie kaas. En dan gebruik ons nou een van hierdie vleisies en ek sit dit sommer reg bo-op. Goed, hy het bietjie afgeval, maar daar kan julle sien ek het dit nou reg gekry. En dan al wat jy doen, jy vat 'n stukkie van hierdie heerlike botter. Ek gebruik sommer 2 lepeltjies, dan gaan hy makliker afgaan. Ek gaan my vinger gebruik. En dan 'n bietjie van hierdie opgekapte graseie reg bo-oor. En as jy nou regtig nog ernstig hieroor wil wees, dan vat jy hierdie heerlike sous wat hier binne is en jy drizzle dit net so bo-oor. Nou kyk nou net hoe heerlik en kleurvol. Gebruik die resep by enige vleis of as 'n bygereg. My resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad beskikbaar.